Goeiemôre gemeente, het is goed om saam te kan wees vanmôre. Ons sê hartlik welkom vir Jolande daar van die Kaap af. Staan gou op as vir jou Kingsway vir welkom met weer. Welkom. Ek wil net sê vrou, was dit julle staan gou op ons. Amen. Ek is bly om hier te kan wees. Ek is bly dat ons die Here se naam kan loof en prys. Ek dank U dat die Here so goed is. En omdat hy so goed is, maak dit vir ons makliker om hom te dien in gees en in waarheid. Nou, ons hou van feestydde, ons hou van lekker eet en lekker braai en alles. Nou die manne, die 4de Mei, die maandag aan die 4de Mei om 6:30 vir 6:30, al die manne in die gemeente. Dan kom dit uit 'n erns van gemeenskap met mekaar in een gees en in een doel. En dit is in die Heilige Gees. Baie mense kom kerk toe. En baie mense gaan huis toe. En hulle los die kerk hier. Baie mense het is 'n goeie bedoeling, dis goeie bedoelende mense. Dis nie slegte mense hier vanmôre. Maar ons is so gegiet. Ons kinders daarna dat ons gaan kerk toe. Ons gaan doen 'n diens by die kerk.
En wanneer ek klaar met die diens bygewoon het, los ek die kerk hier, en ek gaan in my ou weer terug huis toe, want ek het nog nie verstaan, dat ek is die liggaam van die Here Jesus. Nou sê die woord 'n paar dinge oor verhoudinge tussen die familie van die Here en die kerk. Die kerk moet 'n mens convince, 'n mens moet goeie preke hê, mense moet goeie leringe hê, mense moet goeie basiese beginsels hê in die kerk. Maar in die liggaam van Christus is ek. Wat die woord van God sê ek is. En ek kan doen wat die woord van God sê ek kan doen. Want ek is 'n kind van die Here. Amen. Nie die nominatie. In my groot word, het mense my al die Onse Vader geweet. Wie weet was die eerste geweet? Nee, eerste was in Psalm 23. Die Here is my herder. Wat die boere? Die Here was jou kind. Onse Vader wat in die hemele is. Jou kinders, en wie waar jy is, dis my verantwoordelikheid om jou op te dra aan die Here. Maar ek vraag vir jou vanmôre, wat is jou verantwoordelikheid? As die familie van die Here, jy kan kritiseer tot jy blou is. Elke ding wat jy die persoon toe mens gaan jou kom haal. Wat sê hy? Wat jy saai sal jy maai. Dis die liggaam van Christus. Hy is die hoof van die liggaam. Hy sit in die hoogste plek. En laat ek dit maar sê, met 'n gelowe gesprek. Laat ek maar nou maar sê, en sien jy, wat gaan ek dit afhandel? Loop, want ek is wat? Ek is die Here van hierdie mense. Amen. Hy sê, die bekend is myne. Hoe kry ek dit aan? Hoe neem ek dit in? Wat doen ek daarmee? Wat sê ek van dit? Hy sê, want ek is die familie van God. Jy is die familie van God. Jy is nie iemand anders nie. Jy is in die familie van God. Gewas in die bloed van die Lam. Gewas, bevry, losgemaak in die bloed van die Lam. Kom aan. Amen. Kom aan. So nou, die functionering van die liggaam. Die idee van die gemeente, die kerk, 'n familie, wat 'n familie is, kom sterk in die Bybel voor. Hier is 'n paar van die belangrike skrifte wat ek vir julle wil wys vanmôre wat sê, ons is deel van God se huis en gesin. Efesiërs 2:19 tot 21 sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en die huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg is, verwys tot 'n heilige tempel in die Here. Kan ek die kinders van die Here sê, opgewonde om deel te wees aan die groot plan van God. En wat? Dat ek deelagtig is in die grootste plan van God. Hier is ons. En volgende Sondag sal ons praat oor die werkinge van die Heilige Gees. En wat hy doen. Hy sê as gelowige behoort ons aan God se familie. Ek is bly om jou broer te kan wees en ek is bly dat jy my suster kan wees in die liggaam van God. Amen. Want jy weet, iewers daar op die pad het mense prestasie gekry. Meer ag om hoor as die ander, ek het gearriveer. Nee, jy het nie gearriveer. Die gemeente is net so sterk soos die swakste skakeling in die gemeente. So as ons die familie van God het ons deelagtig geword in die roepe van God. Hy sê ons behoort aan mekaar. Die Romeine 12:5 sê, ons is almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlike lede van mekaar. Ons behoort aan mekaar. Dis nie altyd lekker om te sê, weet jy wat, ons behoort aan mekaar. Hoe kom dit julle? In 'n rivierbed
kry jy net sulke groot swart klippe, het julle gesien? Hulle is blink gevryf, hulle blink eintlik so. Maar heel onder waar die water stil word, is daar sulke klein klippies, miljoene van hulle, en hulle blink ook. Troos jou daaraan. Iewers in die pad met die Here, gaan jou klippie fyn gemaal word. Al die dinge waarvan jy nie hou nie, vryf die Here jou warm. Come on. Iemand sê vir my, ek het die Here geduld gevra. Na 2 dae toe sê ek, Here, kanselleer. Dis nie 'n regverdige gebed daar nie. Maar weet jy hoekom nie? Want as jy die Here vra, sal hy vir jou gee. Maar jy sê, jy kan nie kies wat se rots teen jou gaan vryf nie. Jy weet, daai persoon wat jou in die rooi opdruk, jy voel sommer, as hy net by jou kom, jy sal wees in die overhead. Jy ken hy gevoel. Jy kry mos net sulke mense. Jy weet, hy is ook die kind van die Here, hy is ook lief vir die Here, maar hy het 'n manier, dat wanneer jy by jou kom, stoot hy jou bloeddruk of sy jou bloeddruk op, en jy weet, jy is net reg vir wat verkeerd uit sy mond of uit haar mond gaan kom. Dis daai klippie wat gestuur is, om jou te vryf. Dis daai klippie wat val op hy seetoon, en dis daai klippie wat maak dat jy kan staande bly, en die Here kan dien. Kom kyk, man, come on. Pastoor, ek het nie 'n klip nie, ek is reg, ek het nie 'n klip nie, is dit, dat hy toch van Julius Malema kom, en kyk hoe gaan jou bloeddruk hier. Kom on, dit is nie maar feit. Ja, dis dit, kan jy glo, hy gaan weer in die hoofd. Ons is allemaal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. You can't choose me. You can't choose me. 'n rukkie terug toe, sê 'n broer vir my, daar's 'n gemeente, wat 'n pastoor soek, ek sê, ja, laat hulle maar soek. Hy sê, nee, jy mis dit. Ek sê, nee, hulle is niks nie. Hierdie is die plek. Hierdie is die liggaam van Christus. Hierdie is die gemeenskap van God. Hierdie is waar die Here my geplaas het. Hy sê, jy moet net daar gaan preek. Ek sê, ek hoef nie, want die Here het my nie gesê, ek gaan soet doen. Die Here het gesê, ek is hier. Maar gaan jy soet doen? Toe gaan ek. Daar is net 80 lede. Maar die inkomste is oor die miljoen rand se inkomste. En toe hy gaan sit, toe sê die hoofouderling, onthou in hierdie kerk, preek ons net dit. Maar daai preek jy nie. Gelukkig die jongman was wys, toe sê, hoor die oom, hou maar die gemeente. Maar ek waarsku jou, jy sal voor God verskyn. En die Here sal jou verantwoordelik hou van dit wat jy nou kwytraak het. Jy sien, die weeg van die Here is 'n familie. Jy kry die man wat kom, en hy dink, wel, weet jy wat, hierdie pastoor gaan ek koop. Ek gaan die pastoor gou in my sak sit, en ek gaan hom koop. Dis familie. Hy het gekom om die wandel van die Here. Hy het gekom, al is hy op bol van skaapklere, it's not my business. Onderskei hom, maar moet hom nie oordeel. Onderskei hom, wees staan nie daar, maar moet hom net nie oordeel nie. Maar as jy oordeel, is die oordeel van God terug op jou liggaam van Christus. Kom ons word volwasse, kom ons begin te staan en begin die woord van God te glo. Wat gou hier? Hebreërs 2:11. Is hierdie okay vir vanmôre? Dis mense kwaad vir my kan sien. Ons wou gesit het. En toe stop hy die sang. Hy het geen sensitiwiteit vir die Heilige Gees. Is dit? Ja, jy kry hy God sê, as met 5 liedjies sing, dan moet 3 vinnig wees en 2 stadig is. En as ek nou nie die stadige ene, dan is dit. Hebreërs 2:11 sê, want hy wat heilig maak, sover as hulle wat geheilig word. Dis 2. Dis mense met die God praat en hy hou sy hand op jou en hy sê, ek wil hierdie rubbish wat in jou is, wil ek uithaal. Mense, as jy nie die bevestigingskursus
bygewoon. As ek herlewing op 'n maandag aand, man. Mense, die woord is so ryk, om die goed wat oor jou hang, goed wat van jou kinders daar afkom, breek God af so, want hy stel belang in sy liggaam. Hy stel belang in jou. Hy sê 'n paar dinge en ek hou van die manier hoe dit gestel word, hy sê, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om aan julle broeders te noem nie. Amen. Kan jy imagine? Jesus noem my broer Andy. Misschien julle loop oor van ywerigheid, hoor. Nou, waarom sal hy hom nou aan die Andy? Nou laat julle. Dit is wat ons broere mense. Dit is maar net so. Dit is maar net so. Julle verwerk nou hierdie preek en sê, ek wonder op wie mik hy nou vandag. Met wie het hy nou onder ons sê aan? Kom word groot, man. Is die woord van God. Hy praat van, hy wat heilig maak. Ek kan myself nie heilig maak nie. Ek kan myself nie perfect maak nie. Maar die moment wat ek die woord van God inkyk, dan die weerkansing of die weerkansing, dankie brother, dankie Jaco, weerkansing van die woord begin 'n indruk in my bring en ek begin op te let na dinge wat die woord van God sê. Ek raak opgewonde en sê, ja, kyk nou hier. Kyk nou hier. Die Here doen nie met die Here. Okay? Jy moet sien, ek kry sulke staakse enkels. Die Here, dis is die woord van die Here. Indruk. Dit maak 'n verskil. Dit bring my tot my knieë wanneer ek uitroep en vir hom sê, Here, ek is verkeerd, ek vra verskoning, ek vra vergifnis, ek vra dat U my sal vergewe. Here, ek hoor vanmôre wat U sê. Pas daar, want hy is die een wat heilig maak en bring. Ons kan so brag. Jy weet, ek het 3 dae gevas. En toe wat het gebeur, toe vloek jy erger. Ek het 3 dae gepas, pastoor, ek is so reg, maar ek het 3 dae gepas, en ek is so bly, ek is so trots, sonder verootmoediging. Om 3 dae sonder kos te bly, enige bobbejaan kan dit doen. Maar wanneer jy heiligmaking het voor God, en God sê vir jou, los jou kos vir 3 dae, gaan op 'n water vas, ek wil myself aan jou verskyn, en myself aan jou bewys. Hy sê, ek wil jou lei in 'n nuwe rigting, ek wil jou lei na iets hoogs toe, en jy sê, Here, ek verootmoedig myself, en ek val op die vloer neer, en ek sê vir die Here, vandag, Here, begin ek by U. So nou preek jy 2 preke. Die laaste keer vir ons gesê, ons kan niks bydring. Daar is 'n keer, wanneer God met jou praat, wanneer God iets doen in jou hart, want hy is die ene wat heilig maak. Sowel as hulle wat heilig geword, is almal uit een gees. Come on. Dis nie 'n woord wat, jy kyk nie en mense, hoor so, ek wil heilig word. Ek wil heilig wees. In die liggaam van God sal hy jou opvoed. Hy sal jou leer. Hy sal jou lei. Luister, dis my 15de jaar hierso. My 15de jaar. Come on. In die 15de jaar het ek genoeg diapers verander. Ek het genoeg vuil
boude afgepeen. Ek het genoeg. Ek het genoeg jou rondgedra op my rug, ek het genoeg. Na 15 jaar moet jy op jou voete staan en sê, daar's 'n nuwe era vir my aangekondig, Here, en ek wil dit doen. Amen. Want as jy sit met 10 jaar se dinge, dan weet jy het nie gegroei nie. Regtig. Die ou dinge wat laat was het nog steeds daar, jy het nie gegroei nie. Groei beteken, as hy, wat die hoof is van die kerk, my lei na nuwe waters waar daar rus is. Hy wat my lei en wat my na nuwe hoogtes in hom. Dis wat my opgewonde maak oor die liggaam van Christus. Hy wat heilig maak. Ons verhouding is nie formeel, dis nie 'n formaat nie. Ons verhouding, dit is soos 'n familieband. Hy sê liefde soos familie. Romeine 12:10 sê, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan en eerbetoon. Nou die skrif, dit klink so perfek in Afrikaans. Jy kan dit nie in Engels sê. Hy sê, gooi hittige kole op hulle hoofde. Wees 'n promotor vir die een wat jou wil vernietig. Sê goeie goed van hom en van haar, want die Here hoor jou. Hou gaten vrou en sê, ek hoop jy val daarin. Hoop en sê, hey, weet jy wat hy of sy of wat wie, daai ene, die ene. Hoop sê, dis my familie. Dis my familie. Suster sê vir my, Suster verstaan? Ina. Sy sê, pastoor, jy lyk nie goed vanmorgen. Ek sê, nee, ek het net 3 ure se slaap weg. Sy sê, hy? Ek sê, ja. Het ek die hele dag gebid? Nee. Ek het die hele dag getree oor die gemeente. Ek kom terug van 'n uitreik af. Nou moet ek my in 'n bed gaan klim. Wat gaan ek in 'n bed soek? Die mense kom met, ek sê dit net, ek het soveel energie, is gaan ons sommer nog gekry. Hy wil help. Vrywilligers. Mense, wat is daar om te doen, pastoor? Julle doen alles, is klaar gedoen. Nee. Nie meer. Nie meer. Die badkamer soek operateurs. Ons sal in die badkamer gaan kyk. Mense wat bereid sal wees om 8:30 hier in die saal te wees. Om seker te maak, wie wil ek sê, ek glo in die gedagte. Ons is dieselfde ou manne wat daar agter by die voordeur staan van ek hier gekom het. Ons staan nog steeds daar. Hoekom kan ons nie 'n jong paar dames kry met swart hemde, swart broeke? Wat sê, ons swart skirt, wat sê, verwelkomingskomitee, laat ons ou manne tee drink terwyl jy die mense ontmoet. Die verstreekste kind van God is die een wat niks het om te doen nie. Wys my die een wat die klagtes het en wat die groot bek het. Dis die een wat niks vir hierdie huis doen. Of vir enige kerk. Hy het 'n verwagting, jy moet spring na sy verwagting, sy het 'n verwagting. Wie het jou gevra? Maar as jy aangemeld het om te dien, om die huis van God 'n beter plek te maak, nie vir die pastoor nie, maar vir die Here. Dan gebeur dit dat jou betrokkenheid by die gemeente help om iemand anders by die gemeente toe te bring, want dan kan jy sien, wat is die nood in die huis. Onbetrokke mense, as jy nou by kantoor toe kom met klagtes, ek luister, ek kyk jou, en ek luister mooi, ek luister van waar kom jou hart, en meeste van die tyd, kom die hart van self af.
Maar Jesus het nie 'n kerk gestig so nie. Jesus se gemeente was die weg genoem. Sy gemeente het beweeg. Sy gemeente het ander gaan haal. Sy gemeente het mense aangeraak. Sy mense wat by hom betrokke was betrokke in dit wat hy wou doen. En gemeente, is dit nie tyd na 15 jaar. En nou gee ek nie om, dit kan my eie familie wees, dit kan die geestelike familie wees, dit kan iemand wees. As iemand kom met iemand se sondes, en sê, pastoor, of ek weet nie wat, en sê, wow, ek word nie hoor, nie vir my oop woord nie. Dis kom wanneer jy na my kantoor toe kom vir counseling. Praat ek nie oor jou sondes nie. Ek praat oor die pad na die kruis. Want ek wil dit nie hoor nie. Dis nie nodig vir enige mens om iemand se verlede op te haal en haar verlede of sy verlede op te lig en te sê, kyk, ek is beter as hy. Dit maak seer. Dit maak my ontsettend seer. Want ek weet daar was een wat die prys betaal het en gehang het voor hemel en die aarde en vir God gesê het, Here, ek vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Come on, church. Daai vrou is 46 jaar met my getroud. Sy ken my, nou mooi lieg. Ons is skoolliefde. Laerskoolliefde. Ja, dis baie jare terug. Kan ek sê 55 jaar? Dan was dit. Ja. Ek ken haar 53 jaar. In 53 jare het ek nog nooit my hemie vir haar verloor. Ek het nog nooit gebilou en geskree nie, nog nooit. Maar die moment dat ek aan haar kyk, dan sien ek die Here Jesus. Dan sê die Here Jesus sien. Dan sê ek, Here, help my. Wat hierdie vrou. Dan sê die Here, ja, ek het daar vir jou gegee. Jesus, maar jy is 'n wonderlike man. Nee, ek is nie. Ek sien 'n wonderlike God. Amen. Hy sê, ek sal jou genade, sal ek vir jou leer. En hy gee vir my 'n vrou wat kan terugpraat. Sy is nie 'n dooie vel nie, sy is permantig. Sy het haar ma het haar peper gegee toe sy klein was. Sy is 'n barmjene, sy kan terugkom met 20.000 woorde. Here, help my. Het jy ooit aan skei gedink, nooit, maar nooit baie. Sê, Here, as ek nou hier losbring. Kom nu met dit. Maar die vrug van die Gees word nie gekweek by die kerk nie. Vrug van die Gees word by jou huis. As hy eie so skil, en jy sê, dis ek vat vir jou. Hallo pastoor. Ek het alles gehoor. Ek het gesê, die eie dan sy sê ja. Sy sê, hy pastoor, en die sê ook nou nie, sy sê, hy pastoor, en sy ook nou nie so by ons. Ja, sy ek kom nie, ek sê, ek het niks te hoor nie, sy sê, wat. Ek is ook getrouwd, ek sê maar so hier om die situasie te verplek. So sal jy dit sê, ek sê, ja, ek sal dit definitief doen. Hoekom? Want hier is nie my gemeente, dit behoort aan God. En kyk, as ek in 'n area verkeerd was, en jy het nie ding teen my, wees mans genoeg, wees dag genoeg, kom sê vir my pastoor, ek het dit teen jou. Dan kan ek sê, ek vra vergifnis, ek het verkeerd teen julle opgetree. Ek is net 'n mens.
Iemand het vir my gesê, jy het die behandeling gekry vir die prostaatkanker in die begin. Iemand het gesê, "Pastoor, jy het 'n gedaante ondergang gehad. Jy snap nie en jy." Ek sê, ek dacht niemand sien dit. Nee, ons het geweet iets is fout met jou. Hoekom? Want die liggaam weet. So as ek iemand nou kwaad gemaak het, ding keer gesê, ek vra vergifnis. Maar as sy dit nie vir my genoem het nie, so ek nie geweet, want my vrou het 'n paar keer vir my gesê, "Hey, is jy nou 'n bietjie verkeerd nie?" Dan moet sy sê, "Ja, okay, sorry." Wie is die laaste ding? As die liggaam nie vir mekaar kan sê sorry, dan staan die wêreld geen kans. Ek herhaal dit. Begin om by jou vrou, by jou kinders, te sê jy is jammer. Dan is dit maklik vir die Here te sê, ek is jammer. Ons is lig. Ons is lig. Weet jy, ek gaan dit sê, jy weet, ek kan nie sonder jou nie. Ek kan nie sonder jou nie, ek kan nie sonder jou, ek kan nie sonder jou. Louis, ek kan nie sonder jou. Waar is? Jy gereed. In die realm van die geestdimensie, ons het waardevoeging, value added qualities, bring ons by mekaar as die liggaam. Ek praat nie meer van hulle en julle nie. Julle is my broer en my suster, die God gestuur. Nou luister, sê ek nou af, daar is duisende mense daar buite wat wag om te kom. Maar vanmorgen gaan ons gesond word. Weet jy, my song, sister? Okay. Ek wil hê die gemeente moet staan. Sal julle kan staan? Gemeente kan staan? En ek wil hê julle met hande vat. Reg deur die hele gemeente so, reg die hande vat. Reg deur die hele familie. Hande vat. Die gaan so maklik wees, nie? Die gaan so nie so wees. Dit is so een keer. Reg oor die gemeente, jy gaan net so 'n bietjie hande vat. Dit is ongemaklik so. Ja, sê jy dat jy gaan, nou toe. Jy gaan jou hart weer sit. Ja. Dis allemaal gehad aan mekaar. Wie? Die een moet daar nie asseblief vir hart gaan. Ons demonstreer die skakeling tussen mekaar. Nou wil ek julle moet luister na die woord van die liedjies, die woord wat wel van speel. Dankie. Mag Here jou dra deur die donkerste nag. Mag sy liefde jou omvang soos 'n warm somersdag. Wanneer storms teen jou woed, as jy nie meer kan staan, sal sy hand jou sag omring. Ja, hy sal vir jou vrede bring.